Hartlike goeiemôre, dit is Woensdagoggend, nee, dit is die 12de Maart 2025, 'n baie spesiale dag hierdie vandag. Wat se dag is dit? Dis petroldag, nee, maak seker jy kry jou petrol, my boetie en sissa. Ek en jy kan nie langs die pad wil gaan staan sonder petrol nie. Ons kan nie op fumes aangaan nie. Ons het nodig om petrol te kry. Wat se petrol is hierdie? Dis die petrol van God se Heilige Gees. Maak seker jy raak ingeskakel by 'n selmeeting, by 'n biduur. Dis daai middel in die week, dan kry jy 'n bietjie petrol om jou weer deur te dra vir die week wat voorlê tot ons Sondag weer in die huis van die Here is. Maak seker jy kry jou petrol. Halleluja. Ek wil vandag bietjie gesels met julle oor die Here beskerm ons. Ja, partykeer voel ek en jy, weet jy wat, ek is alleen. Ek gaan deur 'n stryd, ek gaan deur 'n moeilike pad in my lewe. En waar is die Here as ek hom nodig het? En jy voel jy is alleen, jy's moeg, jy kan nie meer aangaan nie. En ek wil vandag kom en ek wil jou net so 'n bietjie kom bemoedig. Bemoedig met 'n paar woorde dat, weet jy wat, die Here weet. Die Here weet waardeur jy nou gaan. En weet jy wat, die Here wil jou help. Die Here wil jou uitlig uit jou omstandighede. Die Here is daar vir jou en vir my om ons te beskerm. En God se woord gee dit vir ons. So ek gaan jou bemoedig vandag met Psalm 34. En as jy jou Bybel soontoe blaai, Psalm 34. So ek wil vir jou sê dat die Here is met ons. En ek gaan so hier en daar 'n versie aanhaal en hom so 'n bietjie rondgooi. So Psalm 34, die eerste ene sê in Psalm 6 vers 16, jammer daarvoor. Hy sê die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore is tot hulle hulp geroep. So wanneer jy mismoedig is en jy's alleen en jy weet nie hoe nie, jy weet nie wat ek kan doen nie. Hoor wat sê hy? Hy sê die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore is tot hul hulp geroep. En dan verse 19. Die Here is naby die wat gebroke is van hart. Hy verlos die wat versla is van die gees. Vers 21. Hy sê hierso: hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. En vers 23 sê, die Here verlos die siel van sy knegte en almal wat by hom skuil, hoef nie te boet nie. Wow, is dit nie 'n baie mooi gedeelte om te sê dat die Here beskerm jou? Hy wil jou red, hy sal jou bewaar, dat geen bene sal breek nie. Nou kom maar 'n maar ek en jy moet die volgende doen. Ons moet gehoorsaam wees aan God se woord. Om dit te ontvang, moet ons die volgende doen. Ons gaan terug by Psalm 34. Hoor wat sê verse 14 en 15. Bewaar jou tong vir wat verkeerd is en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek nie. Wyk af van wat verkeerd is en doen wat goed is. Soek die vrede en jaag dit na. Dan kan jy hierdie gedeelte kry, waar die Here sê, ek bewaar jou, ek is met jou, ek sal jou deurdra, maar bewaar jou tong, bewaar jou lippe, bewaar jou gedagtes, dat jy nie gaan afwyk van God se woord nie. Ek dink dis 'n bemoedigde woord vandag vir jou wat bemoeid en belas is. Kom na die Here toe, hy wag vir jou. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja. Abba Vader, Here, baie dankie vir u woord. Here, dankie dat u vandag kom en u kom lig ons net weer op met hierdie woorde, dat die oë van die Here is op die regverdige en u ore luister na ons gebede. Here, baie dankie dat u kom vandag en kom haal my uit hierdie diep donker gat. Ek sien net so 'n diep donker gat, ek sien nie die lig nie. Maar Here, dankie as ek opkyk, is daar 'n lig wat skyn en sy naam is Jesus Christus. Rig elke ene op, haal hulle uit daai diep donker gat uit en plaas hulle weer op die rots Jesus Christus. En dit is my gebed vandag vir ieder en elkeen. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, lig jouself op, kyk op met 'n verwagting. Jesus is op pad om sy bruid te kom haal. Moenie in daai diep donker gat sit nie. God se woord sê, hy is met jou. Julle moet 'n geseënde Woensdag hê. Onthou, gaan kry jou petrol. God bless.